alle goed. Ons gaan nou begin soek na herlewing. Dag 5. Geestelik of vleeslik? Wat is die verskil? Moet ons saam. Ons gee ons Vader sê baie dankie vir u wonderlike liefde. Dankie vir die wonderlike genade wat u ons gegee het. En ons vra dat u saam met ons sal wees met hierdie boodskap wat ons ontvang. En ons vra dat u vir ons leer hoe ons geestelik of vlees kan sien wat die verskil. En ons vra alles in Jesus naam. Amen. Maar ons het die wil van Christus. 1 Korintiërs 2:16. Ons connectie na die hemel. Voordat ons geestelik en vleeslik Christus definieer, moet ons onthou dat ons nie praat van sondags en nie sondags nie. Alle mense, geestelik en vleeslik, is sondags, wat 'n verlossing nodig het. Ongeregtigheid kom alleen van Jesus. Inteendeel, die vereisting vir die insluiting in een groep of die ander is onpersoonlike verhouding met die Heilige Gees. God het voorgeskryf dat ons nie ons verhouding met die Heilige Gees kan breek sonder om ons aansluit met die hemel te beskadig nie. Matteus 12:32. 'n mooi verduidelik in die boek Die Koning van die Eeuwe, Bladsy 3:2. Hy wat die werk van die Heilige Gees verwerk, plaas homself daar waar vergifnis en geloof nie by hom kan kom nie. Dit is deur die Gees van God werk in die hart. Die enigste persoon wat ek moet evalueer as geestelik of vleeslik is myself. God kan in ander se harte werk en het my nie nodig om oordeel op mede-kerklidmate te plaas nie. Die goeie nuus is, as ek teleurgestel is in wat God in my hart openbaar, kan hy my vandag begin verander. Die geestelike kerklidmaat. Die geestelike persoon is 'n werklike bekering Christen, alhoewel 'n gebore sondaar. Hy word geestelik genoem want hy het 'n lewe en 'n groeiende verhouding met die Heilige Gees. Die apostel Paulus skryf, maar ons het die wil van Christus, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig. Maar ons het die wil van Christus. 1 Korintiërs 2:15 en 16. Jesus is die middelpunt van die geestelike persoon se lewe en regeer in sy hart en bepaal sy
belangrike. Die geestelike persoon het homself heeltemal aan Jesus toegewy en vra voortdurende vir die invulling en leiding van die Heilige Gees. Lukas 11:13. In die konteks van Laodicea, Laodicea, die geestelike persoon kan warm genoem word. Openbare 3:15. In die gelykenis van die 10 maagde kan hy wys genoem word. Matteus 25:2-4. Die geestelike persoon ondervind die lewe in oorvloede. Johannes 10:10. En gevul met die volheid van God. Efesië 3:19. Hy is verheug dat hy gered is deur geloof. Efesië 2:8. Alhoewel die geestelike persoon teruggeslaan in versoeking ondervind, fokus hy sy oë op Jesus. Nou, die vleeslike lidmaat. 'n vleeslike persoon mag 'n vegtende of verhouding hê met God. Hy mag stil onverskil wees teenoor die Heilige Gees of self openlik rebel. Hier is wat die apostel Paulus te sê het. En ek, broeders, kan met julle nie preek soos met geestelike mense nie, maar soos 'n vleeslik, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle wat nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloesheid en twit en tweegedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê, ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. 1 Korintiërs 3:1-4. Hierdie gevolgtrekking moes dit bepaal 'n belangrike punt van ons verhouding met die Heilige Gees wees. Vleeslik beskryf 'n persoon wat lewe deur die vlees. Dit is deur normale mense krag, nie deur die Heilige Gees. En die grootste hartseer is dat hy nie kies om die ewige lewe te ontvang nie. Romeine 8:9. Paulus het die vleeslike persone gepraat as broeders, wat wys dat hulle lidmate was. Hy kon hulle nie geestelik noem nie, want hulle was nie voldoende vervul met die Heilige Gees nie. Hulle het nie gegroei in geloof soos hulle veronderstel was om te groei nie. Dit is moontlik om die lidmaat te wees vir baie jare en nog steeds 'n vleeslike Christen te wees. Dit is moontlik om die Bybel
kennis te hê en nog steeds nie geestelik volwasse nie. Baie vleeslike Christen voel ongelukkig, teleurgesteld of doelloos in die geestelike lewe. Sommige is onverskillig en sê, ons is maar net sondaar. Ons kan niks daaraan doen nie. Ander vleeschristene is glimstig en opgewonde en aktief, dalk trots op hulle belangrike posisies in die kerk. Hartseer sê Jesus, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwel uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan julle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Matteus 7 vers 22 en 23. Wat was die probleem? Hulle het geen persoonlik verhouding met Jesus nie en geen lewendige aansluiting met die Heilige Gees nie. Indien jy jouself op hierdie oomblik bevind as 'n vleeslike Christen, skep moed. Jy het nou dadelike 'n moontlikheid om 'n nuwe lewe te kan begin. Baie vleeslike Christen is onwetend in hierdie selfde toestand en dalk bid jy alreeds vir die diepe geloof ondervind. Ek wil sê, van ons is steeds vleeslik, maar daar is hoop. Jesus begeer dat julle blydskap volkome kan word. Johannes 15 vers 11. En hy nooi jou om te rus in die vaste hoop van die ewige lewe. Ons gaan nou praat oor gebede voorstelling. Dagsegen en verering. Sê dankie vir die spesifiek seën en vereer God vir sy goedheid. Bekeer, neem 'n paar minute vir 'n private bekering en dank God vir sy vergifnis. Lyding. Vra wysheid van God vir gedurende uitdagings en besluite. Ontken. Vra God om die poging in kerke, area, wêreld te seën. Lokale versoek. Bid vir regende behoefte van kerk, lede, familie, bure. Luister en reageer. Neem tyd om te luister vir God, se stem en reageer deur lofprys en sang. Kom ons bid. Dierbare Here, dankie dat U vanaand ons elkeen weer herinner en deur U genade dat ons nie in hierdie situasie hoef te bly nie. Ons wil hê dat U ons moet verander. Vandag asseblief, Here. Dankie dat jaloesheid so tweegedra en so elke ander vleeslike sonde van ons genees kan word wanneer ons leef in die Heilige Gees.
Vader, ons lewe in geestelike armoede, omdat ons nie vra nie, of ons vra met selfsugtige menslike motief. Verander asseblief ons gebede en lei ons deur die Heilige Gees. Hoor ons smeeke gebed vanaand, liewe Heer, lei ons deur die Heilige Gees. Amen.